Ek moet vir julle sê, ek is al deel van hierdie finansiële markte vir letterlik vir dekades. En ek het nou al baie dinge gesien op die finansiële markte, maar ek het nog nie 'n week belewe soos wat ek die afgelope week belewe het nie. So kom ons gaan so deur 'n paar van die finansiële markte en hoe die verskillende finansiële markte gereageer het die afgelope week. Onthou daar's 'n paar markte. Ek gaan net aan 'n paar van hulle raak. Een is kom ons noem dit nou maar die kontantmark en dit is waar jy geld in kontant sit. Die tweede mark is die aandelebeurs. Julle weet hoe werk die aandelebeurs, soos die JSE sekuriteitebeurs of die aandelebeurs in Johannesburg. En die derde groot en belangrike mark is die kapitaalmark. Ek het al 'n paar keer daarna verwys. Die kapitaalmark is die grootste mark, is baie groter as die aandelebeurs en die belangrikste kapitaalmark in die wêreld is die Amerikaanse kapitaalmark. En dis die plek waar die regerings tipies gaan geld leen, waar die Amerikaanse regering ook 'n klomp geld gaan leen. En die kapitaalmark is reeds belangrik vir die Amerikaanse dollar, want die kapitaalmark is die plek waar mense wat reserves hou in die vorm van dollars, hulle gaan belê aan die Amerikaanse kapitaalmark. Insluitend in die Suid-Afrikaanse Reservebank. So wat het nou gebeur hierdie week? Hierdie week, en dis die drie markte net so te loop. So die een plek waar jy baie veilig is in kontant, behalwe as die bank natuurlik nou ondergaan. 'n Plek waar jy baie onveilig is die aandelebeurs, want die aandelebeurs is baie wisselvallig. En dan 'n plek waar mense gewoonlik baie relatief veilig is die kapitaalmark, want soos ek gesê het, dis die grootste en mees likwide mark in die wêreld. Dis die plek waar mense die heel veiligste voel. So wat het die week gebeur? Donald Trump kom toe nou en hy maak nou hierdie aankondiging van hierdie ekstra verskriklike hoë tariewe wat hy wil instel teen die hele wêreld en nog meer. En die gevolg daarvan, soos te verwag, is dat die aandelebeurse baie skerp gedaal het. En dit verwag mense nou nogal, maar dis 'n risikotipe van mark waar mense in gaan belê. Daarmee saam het die kapitaalmark ook baie verstewig. So duidelik wat gebeur het, mense het geskuif uit die aandelebeurs na die kapitaalmark. En Donald Trump vertel toe nou hoe pragtig lyk die kapitaalmark. Want dit is die plek waar die Amerikaanse regering geld gaan leen en rentekoerse uiteindelik daar gedaal. Net vir 'n kort rukkie. En toe ewe skielik draai die kapitaalmark om en die kapitaalmark verswak baie skerp. Sommige hierso by 50 basispunte of so, wat baie is teen 'n relatiewe lae vlak. Vandag verhandel die Amerikaanse langtermynkoerse ons sien tobacco hier teen 4,5% of so. En ewe skielik verswak die kapitaalmark. En iemand het eendag gesê, as ek eendag terugkom, wil ek terugkom as die kapitaalmark, want almal is bang vir die kapitaalmark, insluitende Donald Trump. Want wat toe gebeur, hy sê toe nee wat, hierdie kapitaalmark is besig om hulle baie te straf en net daar besluit hy gaan hierdie tariewe gaan hy uitstel vir nog 3 maande. En die gevolg daarvan is kapitaalmark het bietjie begin verstewig en die aandelebeurs die hol toe nou verskriklik. Ek dink nie dit is oor nie. Ek dink jy's baie wisselvalligheid nog op pad, maar hou daardie kapitaalmark dop. Ek het in my lewe nog nie so iets gesien, sulke geweldige swaaye op die verskillende finansiële markte nie en ek dink wat ons inderdaad hier ervaar is 'n nuwe wêreld op verskeie plekke.